maar een plek neem, ons kan maar sit. As we David vra, ons kom te maak met gebed, voordat ons voortgaan met die woord. Kom ons lê die woord. Die ware God en Hemelse Vader, en ons sê vir die dankie vir iedereen elk wat hier is vandag. Ons Vader, dankie dat iedereen elk wat hier is, die hier uitgekoop het om in u teenwoordigheid te spandeer. Hemelse Vader, sê dat jy vir prediker vanoggend en die woord wat uitgaan, na die regte ore toe sal gaan. Almagtige Vader, stuur so ook die Heilige Gees om ons Christus ore oop te maak, dat ons sal verstaan die woord wat uitkom na ons kant toe. Ons bid in naam van die Seun Jesus Christus, ons verlosser, redder en zaligmaker. Aan U kom toe al die lof en die eer. Amen. Amen. Wonderlik. Die Here het 'n spesiale woord vanmôre vir ons, vir elke een van ons wat hier is. Ons het gesing, Holy Spirit, you are welcome, come live inside of me. Ons het gesing, draw me closer. Die Here sê vanmôre vir my, Kobus, wat van 70 maal 7? Wat van 70 maal 7? Ons nooi Heilige Gees in ons in, maar as ons nie bereid om 70 maal 7 die volgende persoon te vergewe. Broer, my suster, gistermiddag, ek het 'n woord gehad wat ek wou gebring het, maar ek het daar by die tafel gaan sit en die Here het vir my 'n woord gegee wat ek moes bring vandag. En dit gaan oor God se geregtigheid. En of ons dit verstaan, of ons God se geregtigheid verstaan. Want jy sien, God se geregtigheid is deel van sy karakter. Jy kan die twee nie split nie. Jy kan hulle nie skei nie. God se karakter, sy regverdigheid, sy liefde, sy genade, sy goedhartigheid, is alles deel van sy karakter. En ons kan nie die liefde voorhou en sê God gaan my vergewe. Want God is 'n regverdige God. En hy gaan nie terug op sy woord nie. En hy hou nie van ons as mense se maniere hoe ons optree nie. Jy sien, God is inherent regverdig. Dis wie hy is. Hy is sonder sonde. En hy handhaaf die waarheid altyd. In Hebreërs 13 vers 8 staan daar geskryf, Jesus Christus is gister, vandag en môre dieselfde tot in ewigheid. Nou ons moet mooi verstaan. Jesus sê, ek en die Vader en die Vader in my. En ons is een. So as Jesus een is met die Vader, beteken dit die Vader is ook gister, vandag en môre dieselfde tot in ewigheid. Die Vader kan ook nie verskil van Jesus af nie. En as ons in die skrif gaan kyk, na hierdie regverdigheid van God, waar hy die goddeloses oordeel, Psalm 9 vers 8, gaan lees dit maar, hy oordeel die goddeloses, en ook waar hy sy getrouheid bewys, in daardie selfde Psalm, hoe hy sy verbond wat hy met die mens gesluit het, eerbiedig. 'n verbond wat hy nie terug gaan op nie. Hy wys ook vir ons in daai selfde Psalm die deernis wat hy het met ons as mense. Want ons as mense kom tekort in elke opsig. As ons verder gaan kyk, dan sien ons daar in die boek Daniël, het hy gesê, hy gaan sy volk,
die Joodse volk onder ballingskap laat bly vir 70 jaar. En hy het gereël dat Nebukadneser sy volk kon wegvoer het daarso, en hy het hulle onder ballingskap gaan sit. Want daardie volk van hom het afgedwaal agter afgoderry aan. Daardie volk van hom het begin leef goddeloos, hulle het die wêreld gevolg, hulle het die dinge gedoen wat lekker is in die wêreld. Hulle het God se dissipline het hulle een kant toe geskuif en hulle het hulle eie dissipline daar gestel. Ons lees ook, hulle het hierdie kindertjies wat hierso sit, het hulle geoffer vir Moloch. Dis wat die Israeliete gedoen het, daardie Joodse volk. En hy het gesorg dat daardie Israeliete weggevoer word om hulle te straf. En hulle het by Nebukadneser gaan bly vir 70 jaar voordat die Here hulle teruggebring het. Maar ons genadige God dra sy geregtigheid oor na elke gelowige. Jy sien, God het voorsien dat diegene wat in Jesus Christus glo, geregtig word. Maar die feit bly staan, ek het nou vir julle verduidelik, daar is 'n verskil tussen ken, glo en weet. Want iemand wat Jesus ken, glo vir Jesus. Maar iemand wat Jesus van weet, glo nie vir Jesus. En as ons in die wêreld rondom ons kyk, dan kan ons baie sulke voorbeelde sien. God het in sy almag sy genade vir die gelowiges gegee. Die gelowiges wat vandag hierso sit. Om ja te sê vir die redding wat sy seun moontlik gemaak het op die kruis van Golgotha. Om nee te sê vir die eie ek probeerslag van die mens, want die mens dink steeds hulle kan deur werke alleen, goeie dade, kan hulle gered word. Maar dit is nie die gelowiges nie. Dit is hulle wat nie in Jesus glo nie, wat die goeie dade doen. En jy kan rondom jou gaan kyk daar in die buitewêreld, as mense wat dit nog steeds doen vandag. Om gered te word deur werke. En luister mooi wat ek vanmôre vir jou sê. Ek praat nie van die werke wat Jakobus sê, geloof sonder die werke is dood nie. Want daardie werke is, jy maak 'n daadwerklike omkeer in jou lewe en jy verander. En jy doen wat die Here vir jou sê om te doen. Maar die werke wat die mens doen, daardie werke wat hulle doen, is 'n valse geloof. As jy op 'n Vrydagmôre daar naby Eastdene ry, dan sien jy sulke rye en rye mense staan daarso, en mense deel kospakkies uit en daai klas van goedjies. Daai mense wat daai kospakkies uitdeel, glo nie in die Here Jesus Christus nie, maar hulle doen goeie werke. Dis 'n valse geloof. Christus het self daaroor gepraat. Hy het gesê, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Johannes 15 vers 5. En dit is belangrik dat ons in Jesus bly en daardie vrug dra, daardie werke wat hy vir ons sê om te doen. Daardie verandering. Hy het hieroor gebid die aand toe hy gekruisig is. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een kan wees. Dis nou sy Vader en hy. Sê hy, ons een is, ek in hulle en U in my. Weet julle wat se woorde is, dit is in Johannes 17 vers 22 en 23. Weet jy wat se woorde spreek Jesus hierso? Hy het gesê, ek gaan weg, sodat ek 'n ander trooster vir julle kan stuur, die trooster die Heilige Gees. Nou, ons onthou daai woorde. Maar hierso spreek Jesus die volgende, net soos ons een is, ek
Jesus in hulle en u in my. Dit beteken, God die almagtige Vader is by jou. Dis so naby God by ons is. As jy toelaat dat God by jou bly, sal hy by jou bly, in jou bly. Dis die woorde wat hier staan in Johannes 17 vers 22 en 23. Ek in hulle en u in my. Jy sien Paulus sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. 2 Korintiërs 5 vers 17. Jy sien my broer, my suster, daarom, as die ou dinge verbygegaan het, beteken dit elke dag, jy strewe meer en meer daarna om soos Jesus te wees. Jy gaan Jesus se liefde lewe. Jy gaan daai 70 maal 7 keer vergifnis elke dag teenoor die ou wat jou aanval, gaan jy dit vergifnis doen. Jy kan nie sê, Jesus in my, maar ek lewe met 'n wrok in die wêreld teenoor iemand anders. Dis nie wat God vir my sê. God sê vir my, ek is geregtig. Ek sal in hom bly, wat die wil van my Vader doen, dis wat Jesus sê. Uit hierdie verse is dit duidelik dat elke ware gelowige in Christus is. As jy 'n ware gelowige is, as jy toelaat dat Christus in jou manifesteer, as jy toelaat omdat Christus jou verander, die ou dinge agterlaat en 'n nuwe mens word, as jy in vrede met mense kan saamlewe, as jy die liefde wat Christus het vir jou, kan tentoonstel vir die mense rondom jou, dan beteken dit, elke ware gelowige het Christus in hom, het Christus ontvang. Dan vra jy vir my, hoe is dit moontlik? Maar weet jy wat, die Heilige Gees werk in jou. Die Heilige Gees wat jy ontvang het, die dag met jou wedergeboorte, werk in jou. Lees ons nie ook dat die Heilige Gees, dat Jesus sê, en die 3 is 1 nie, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en die 3 is 1 nie. So ons het God in ons, het ons nou gelees in Johannes, en ons het die Heilige Gees in ons, wat ons ontvang het met ons wedergeboorte. En by the way, jy het hom eensklaps ontvang, toe jy die wedergeboorte gedoen het. Daarby by die onderdompeling, toe uitgekom het, het jy die Gees van God ontvang. Jy het ou mens is begrawe, en 'n nuwe mens het opgestaan. Dis wat God vir ons sê. Jy kan nie toelaat, om met 'n wrok saam te lewe in jou hart, en dink Jesus is in jou nie. Die Gees kom by die evangelie van Jesus Christus, wat gekruisig is en opgestaan het in 'n mens se hart, en hy begin geloof in Christus in ons hart. Die Gees wat hy is, hy begin met daai geloof, daai ekstra geloof van Christus wat jy nodig het, begin hy met jou, en hy begin met jou werk, en hy begin jou te oortuig van sonde en van geregtigheid, en hy begin jou te oortuig van Jesus se verandering in jou lewe, en hy begin jou te oortuig van die liefde wat Jesus vir jou het. Die geloof maak ons geestelik een met Christus. Elkeen wat in Christus as ons enigste verlosser glo, het die ware geloof. Luister mooi wat ek sê. Elke ene wat in Christus as die enigste verlosser glo, het die ware geloof. Kan ek 'n amen kry? Elkeen met 'n ware geloof het nodig om aan God die Vader as ons skepper te glo. Met 'n ware geloof het nodig om te weet dat Jesus Christus, God die Seun, is die enigste manier wat ons in die hemel kan kom, wat vir ons dit moontlik maak om gered kan word. En God die Heilige Gees is die een wat Jesus gestuur het om ons vertrooster te wees en om in ons te help om heilig te word. So elke ware gelowige het nodig om dit te glo. Geen mens kan op volmaakte geregtigheid op hulle eie bereik nie. Jy kry dikwels die mense sê, ek het nie nodig om in die Here se kerk en van die huis te kom nie. My dinge wat ek doen, ek weet van Jesus, ek weet van God, en dit wat ek doen hierso, ek gee elke maand my tiende, ek gee elke maand my skaap, ek gee elke maand dit, en ek doen baie vir die arme mense, en ek bou vir hulle geboue en al daai goedes.
Dis nie ware geloof nie. Ware geloof is jy draai om en jy volg Jesus. Jy gaan deur dieselfde lyding as wat hy gegaan het. Hy het vir jou sondes op die kruis uitgesterf. Daarom het hy vir jou gesê, niemand kan my volg as hy nie sy kruis opneem nie. En die kruis is nie die stuk hout wat hy opgeneem het nie. Dit is daardie stappe wat jy loop, daardie daadwerklike verandering in jou lewe waardeur jy gaan. Daardie metamorfose wat jy deurgaan om te verander soos Jesus. Dis jou kruis opneem. Daarom begin die woorde wat die Here vir my gesê het, 70x7. Ons kan nie met 'n wrok in ons hart loop, maar ons het ons kruis opgeneem en gesê ons is Christus volgelinge nie. Jy weet, die eerste 2 mense het deur hulle sonde hulle verhouding met God en hulle plek in die skepping. En dit is mooi wat ek nou gaan sê. En ook die beeld van God prysgegee met hulle sonde. God het hulle uit die skeppingsverhaal uitgehaal daarso. Ons lees in Genesis 1 dat hy sê, hulle is gemaak geskep na my beeld. Maar God is 'n regverdige God, geregtig, heilig, sonder sonde. So op daardie oomblik het hy vir Adam en Eva, en ons lees, hy het vir hulle velle, klere van velle gemaak, met die bloedkant binne. As 'n offer vir hulle sondes. Maar hy het hulle uit die skepping uitgehaal, hy het die paradys vir hulle toegesluit en gesê, hy het engele by die poort gesit en gesê, hulle mag nooit weer terugkeer nie. 2 mense het daardie sonde op die wêreld gebring. En hulle het daardie titel wat God hulle gegee het, verteenwoordigers van die Allerhoogste, het hulle verloor. Want as ons kan reg onthou daar in die skepingsverhaal, het die Here gesê, jy is in beheer van alles. Jy moet vir alles name gee. Jy is in beheer van alles. Jy verteenwoordig my, want jy is na my beeld geskaap. God het gesê, met sy asem het hy hulle lewendig gemaak. Asem van die lewe wat hy vir hulle gegee het. En hulle tog gekies om teen God te draai. Jy sien my broer, my suster, hulle het vyande van God geword en sondaars wat onder die oordeel van God die ewige dood moes sterf. En dis wat ons lees in die woord. Die woord sê vir ons, die loon van die sonde is die dood. En hierdie 2 mense het die sonde, het sonde in die wêreld ingebring. En ons sien, God het gesê, julle loon is die dood. Die eerste 2 mense het al hierdie ellende nie net op hulle self gebring nie, maar op die hele mensdom. Alle mense het gesondig en alle mense moes vir ewig sterf, sê Romeine 5 vers 12. Daardie 2 mense wat uit God se geregtigheid, uit God se regverdigheid uitgegaan het en agter die vyand aangekarjakker het die hele wêreld in die sonde in laat val. En volgens God se oordeel, almal wat sonde pleeg, moet sterwe. God het die mensdom nie in die mag van sonde en onder sy ewige oordeel gelos nie, maar daardie geregtigheid van God. Ek is so dankbaar dat hy 'n regverdige God is, want hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, Johannes 3 vers 16, sodat elkeen wat glo nie verlore gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Hy het ons nie in daardie sondes toestand gelos nie. Hy het gemaak dat elke ene wat in sy seun glo, geregverdig word voor hom. Met ander woorde, geregverdig word voor hom, is sonder sonde voor hom geword het. Daar op die kruishout, ons het nou Paasnaweek deurgegaan, daar op die kruishout, het Jesus
al ons sondes op hom geneem. Almal, myne, joune, die wêreldsinne, in die geskiedenis en in die toekoms, het hy die sonde op hom geneem. Hy het almal geregverdig gemaak, elke ene wat glo, en daar die verandering deurgaan. Elkeen wat glo word verlos en vrygespreek en vergewe. God hou dit nie teen ons nie. As jy glo, word jy verlos en jy word vrygespreek. God hou dit nie teen ons nie. Hy is nie 'n God wat met wraak in sy hart rondloop en jou gaan straf omdat jy gister gesondig het nie. Daarom staan daar in Romeine 8 vers 1 geskryf, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. My broer, my suster, verloste mense is geregverdig voor God. Luister mooi wat ek sê. Verloste mense is geregverdig voor God. Nie hulle wat almoses gee nie. Nie hulle wat mense help, maar hulle glo nie in God nie. Verloste mense is wat regverdig word voor God. Wie leef met die geloof dat wat mense doen, dit is die mensewerke en goeie dade, hulle voor God regverdig maak, lewe in 'n totale valse geloof. Ek het dit gesê. God het dit net op my hart gesit om vir julle te bewys, te beklemtoon hoe ernstig is hy oor sy geregtigheid, oor sy righteousness. Maar vandag geloof speel 'n groot sleutel in die mens se lewe om geregtigheid te ontvang. Genesis 5 vers 16 en Romeine 4 vers 3 het lees ons dat Abraham in God geglo het. En God het Abraham deur sy geloof vrygespreek van straf en oordeel. Daardie tyd was daar nog nie 'n Jesus wat Abraham se sondes op die kruis gedra het nie. Maar Abraham het in God geglo. En daardeur het God hom vrygespreek van straf en sonde. En dieselfde geld vir Abraham se nageslag. Die wat glo, sal gered word. En dis elkeen van ons wat glo. Maar het jy al gedink wat se implikasies het hierdie geloof van die gelowiges? Eerstens, jy moet jou regverdigheid uitleef. Nou, baie mense gaan nou vir my sê, maar hoe leef jy jou regverdigheid uit? Maklik. Ons het dit al so dikwels gesê hier van vooraf en ons het dit in die Bybelstudieklasse gedoen en oralste het ons dit al gesê. Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees. Dis hoe jy jou regverdigheid uitleef vir God. Daardie lankmoedigheid wat jy het, daardie sagmoedigheid, vrede, liefde, verdraagsaamheid. As jy in 'n tou staan daar by Checkers en iemand trap op jou toon van vooraf of iemand bump jou van agteraf, dan is dit nie 'n omdraai slag en sê, hoe's it? Sorry, you wanna hurry, please, dan pas. Dis verdraagsaam. Dis hoe jy respek betoon. Dis hoe jy Jesus vertoon. Maar dit is vir my so hartseer, omdat die mens graag die ek wil uitleef. Man, I was here first, you can go and stand back. Please, don't stand so close to me. Ek was eerste hier gewees. Ek was eerste hier gewees. Die mens, die ek.
Dit behels die strewe na heiligheid en geregtigheid en deernis in hulle verhoudings en optrede. Heiligheid. Geen mens is heilig nie. Maar weet jy wat? Jy kan strewe daarna. Nou sê jy vir my, maar hoe kan ek strewe daarna? In die eerste plek om hierdie ding in toom te hou. Om hierdie kraswoorde wat uit jou mond uitkom in toom te hou. Dis een van die maniere hoe jy kan strewe na heilig wording of heilig making. Want die Bybel sê vir ons uitdruklik, laat daar geen vloekwoord oor jou lippe kom. Dis wat die Bybel sê. En dis die begin van heilig maak. Want Here Jesus het op hierdie aarde geloop, sê die woord van God vir ons, en Here Jesus het geen sonde gehad op hierdie aarde nie. Here Jesus het nie rondgekyk of rondgeslaap. Hy het geen kraswoord op sy woord, op sy lippe gehad nie. As hy nie sonde gehad het nie, was hy ook nie dronk gewees. Hy het nie sy liggaam besoedel. Here Jesus het sy Vader vereer. Dis wat hy gedoen het. So daardie heiligmaking is baie maklik as ons net gaan rondom ons kyk wat dit behels. Want vrede sê vir ons, leef met vrede saam met almal, soos wat die Here sê, leef met almal saam in vrede. Dis die begin. Die kruisiging van die Jesus kan of vir jou sin maak, of dit beteken niks vir jou. Dit kan of wees dat jy gered word deur die kruisiging van Jesus, of dit kan beteken dat jy die helpaadjie volg. Want as die kruisiging van Jesus vir jou iets beteken, dan sal jy hom glo dat hy die redder is van die mensdom en dat sy bloed jou wit gewas. Maar as die kruisiging van Jesus vir jou niks beteken, is jy nie gewas deur sy bloed nie, want jy glo nie in hom nie. As jy met jou hele hart en jou hele verstand en al jou krag moet glo dat Jesus Christus vir jou sondes verneder en gesterf het, luister mooi, moet en sal dit 'n radikale verandering in jou lewenstyl bring. Die verandering wat dit in jou lewenstyl bring. As jy na myself wil kyk, en ek hou nie daarvan om myself as 'n voorbeeld as ek die mense sal sê, sy eie, van totale alkoholisme af, van totale bikers af, van iemand wat totaal en al geen respek vir vrouens gehad het. En die Here my omgedraai, om in vrede met almal saam te lewe. Ek draai dikwels die other cheek, soos wat die Bybel sê, turn the other cheek. Ek draai dikwels, druk ek my trots in my sak en ek stap na 'n persoon toe, vir alles ek verkeerd is, en ek sê, vergewe my. Ek is dood in my. Maar die Christus lewe in my. En as jy dit nie besef, dat die ek dood is nie, het jy nog nie daar die ware geloof in jou. Want solank die ek voorbly, is dit baie maklik. In Engels is daar 'n saying, as 'n gesegde, take the self and put it on the shelf. And take the Jesus on the shelf in place of the self. Want as Jesus nog op die rak is, lewe ons in 'n valse geloof. Paulus skryf van die brief en na die Filippense skryf hy Filippense 1 vers 27 deur te sê,
dat die hoofsaak van die brief is dat gelowiges se lewenswandel moet ooreenstem met die evangelie van Christus. So die gelowiges, dit wat jy uitstraal daar buitekant moet ooreenstem met die evangelie van Christus. As dit nie ooreenstem met die evangelie van Christus nie, moet jy werk aan jouself. In Filippense 2 leer hy ons wat die gesindheid van Christus was en dat ons hierdie selfde gesindheid moet hê. Ek het ander dag het ek gesê van daartoe Petrus Malgas se oor afgekap het in die tyd. En Malgas is daar vir overweldigd gewees. Hier vat die sagste hande en die sagste persoon aan hom en hy sit sy oor terug. Overweldigd. Dis wat ons moet wees met ons medemense. Ek sê nie jy moet loop en elke ou gaan soen op die wang nie. Ek sê nie jy moet loop en elke ou wat jy kry in jou kamer en nooi en op jou huis en nooi nie. Dis nie wat God van jou verwag nie. Maar respek teenoor die volgende persoon is baie belangrik. Amen. Gelowiges soek God se leiding in alles. Hulle wil in die lyn met God lewe. Hulle vra vir God, mag hulle dinge doen. En hier bedoel ek nie, soos die nominasies wat na die leier van die kerk toe gaan en sê, mag hy 'n kar gaan koop nie. Gelowiges gaan op hulle knieë en sê, God, vul my met jou wisdom, met jou wysheid en kennis en insig en help my of ek dit die regte besluite geneem. Dis wat gelowiges doen. Baie keer maak ons besluite wat ons oor berou het. En jy weet wat sê die woord, what you sow, sal jy maai. En daardie verkeerde besluite wat jy geneem het, sal jy erf eendag, jy sal hulle oes. Daarom sê God vir ons, kom vra my vir wysheid, insig en kennis. God wil hê ons moet ons lewens uitleef. Daarom het hy vir ons free choices gegee in die lewe. Vra hom. Wat se impak het gelowiges op die samelewing? Wat se impak sal gelowiges op die samelewing hê? In die eerste plek sal dit die samelewing positief beïnvloed. As jy gaan kyk waar 'n hegte Christen gemeenskap floreer, sal jy besien waaroor dit gaan. Daardie positiewe invloed wat daar is. Maar ons is geneig om ons eie kop te volg en dan vra ons vir die Here kom sort hierdie gemors uit. So as ek vir ons sal vir die Here sê, maar jy het dit toegelaat. God laat alles toe, hy het vir jou free choices. Galasiërs 5 vers 13. En dis iets wat ons baie dikwels vergeet, omdat ons onder genade leef, in geloof leef. Julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat aanleiding gegee vir ons sondige aard nie. Want dikwels sien jy die mens sê, ek kan carry on with my life, God is God en hy sal my weer red. So ons kan nie ons vryheid wat God ons gegee gebruik as daardie verskoning om aan te gaan met jou sondige lewe nie. Die woord sê vir ons, moet nie dat 'n oorkussing maak vir jou om jou gewete te sis nie. Jou keuse bepaal die rigting waarin jou lewe ontwikkel. Jy sien, my broer, my suster, en ek wil graag vir jou
hierdie voorbeeld vertel van bye. Ek het nou hierdie week met bye gewerk, daar op 'n plaas waar ek besig was. Sou 'n koningin van 'n korf sterf of doodgaan, en daar is nog nie 'n koningin in daardie korf nie. Weet julle wat doen hierdie bye? Hierdie bye sonder 'n larwe af, en hierdie larwe word gevoer met die beste, voedsaamste kos. En hierdie voedsaamste kos wat hierdie larwe kry, verander die mentaliteit van daardie by, dat die koningin ontwikkel. So jou keuse hier op aarde verduidelik waarna jou lewe gaan. Want die kos wat jy eet, en nou bedoel ek nie die kos, die aardse kos wat jy eet. Die kos wat jy inneem, bepaal jou rigting. So as jy die wêreldse kos leefwyse inneem, bepaal dit jou rigting. Maar as jy die geestelike kos, die geestelike leefwyse inneem, bepaal dit jou rigting. En die tweede rigting wat ek genoem het, is die rigting wat na die ewige lewe lei saam met God. Die eerste ene is die ene wat na die verderf lei. Ek wil vir julle net vertel. As jy op 'n skip is, ek sien heeldag die bootjies hier so op die water. As jy op daai skip is, en jy val van die stuurboordkant af of die bakboordkant, ek weet nie wat die een is, die rooi kant en die groen kant, maak nie saak nie. Die skipper sit hier so. Jy val van die boot af en jy verdrink. Maak dit nie saak of jy van vooraf of van links of regs afgeval het nie, jy het afgeval en jy het verdrink. En dieselfde met jou lewe. As jou lewe nie reg is nie, maak dit nie saak van waar af jy val nie. Jou lewe is nie reg nie. Sien, baie keer sê die mens, ons sal nie die genade van die Here verbeur nie. Maar die Bybel sê vir ons, jy kan nie deur die wet geregverdig word nie. So jy verbeur die genade van die Here dan. En wat vir my baie ironies is dat jy ook die genade van God kan verbeur as jy jou vryheid misbruik om in sonde voort te leef. Jy gebruik jou vryheid om in sonde voort te leef, dan verbeur jy ook God se genade. Verstaan ons daardie konsep van God gaan jou nie red as jy voortblewe in sonde nie. Wat ons het gelees in Spreuke staan geskryf, die weg wat vir die mens reg lei na die dood. Judas skryf in vers 4, hulle gebruik hulle vryheid verheerlik, sal hulle suur bekom. Kom ons lees 'n paar verse daar in Judas. Want sekere mense het ingesluit wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van ons God verander het in ongebondenheid. Die genade van ons God verander het in ongebondenheid en die enigste heersende God en ons Here Jesus Christus verloon. Deur ongebonde te lewe, verloon jy God. Deur ongebonde te lewe, verloon jy Jesus. Volgens Judas, die broer van die Here. Verder sê hy, maar ek wil julle daaraan herinner dat, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was omgebring het. Hy het die Jode uit Egipte land uitgehaal, en die wat ongelowig was, het hy omgebring. Soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter hulle vreemde vlees aangeloop het, en 'n voorbeeld gestel is terwyl hulle die straf
van die ewige vuur ondergaan. So die regverdige God gaan nie 'n blind eye draai vir die sonde van die mens nie. Hy bly God, regverdig en heilig. Galasiërs 5 vers 14, want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En weer eens kom ek terug na die 70 times 70. Hoe vervul jy die liefde van die naaste as jy al oortredinge teen hulle hou? Levitikus 19 vers 18, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie. Die kinders van jou volk, wie is hierdie? Is ons nie deel van die volk van God se gelowige kinders nie? Ons is nie Jode nie, maar ons is ingesluit in God se volk. So Jesus staan geskryf, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kyk my broer, my suster, as jy nie die volgende persoon kan lief hê nie, het jy jouself ook nie lief nie. As jy loop met haat in jou, haat jy jouself. Jou vryheid bestaan daarom dat jy in liefde leef met almal wat deel is van die geloofsgemeenskap. Hierdie is 'n geloofsgemeenskap. Elke persoon wat hier so sit vandag is deel van God se geloofsgemeenskap. En as jy nie met die volgende persoon in vrede kan lewe nie, beteken dat jy het nog nie daardie ware geloof in jou nie. Want as jy die ander cheek kan draai, dan is jy soos Jesus wat gesê het, draai die ander wang. Maar as jy oog vir oog en tand vir tand, dan is jy volgens die wet van God geskryf. Ek wil vir julle sê, al het jy nog nie daai ware geloof nie, het God jy nog steeds lief. Jou wat daar ander gelowe aanbid, God het hom ook lief. Want is ook sy skepping daai. Hy het hom lief. Romeine 8 sê, niks kan tussen jou en God se liefde in Christus indring nie. Hy sê, niks kan daar indring nie. Hy sê, ek is oortuig daarvan dat geen dood, geen lewe, of engele, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, en kragte, hoogte, en diepte, enigiets anders in die skepping kan kom, van ons liefde van God skei nie. Niks kan ons skei van sy liefde. Behalwe jou ongehoorsaamheid, wat 'n wig bring, die Bybel sê dit bring 'n skeidsmuur tussen jou en God. Maar sy liefde bly daar. Maar hy is nog steeds regverdig. Jy kan nie daardie liefde gebruik as 'n scapegoat en sê, God het my lief nie, ek kan maar aangaan nie. It's not true. God het jou lief, maar hy vra gehoorsaamheid en verandering in jou lewe. Ek wil miskien 'n bietjie forward. Jy weet, een muntstuk, vat een muntstuk, enige geldstuk, het twee kante. Nou as het ons gespeel het nog, het ons sê heads en tails. God se genade aan die een kant, en daardie geloof sonder die werke aan die ander kant. As die een van daardie twee wegvat, is dit nie meer 'n muntstuk nie. As die een van daardie twee wegvat, is dit nie meer redding nie. Jy moet al twee hê om gered te word. Jy weet, Psalm 32 vers 3 tot 5 staan daar geskryf, so bestaan daar dis wel deeglike sekerheid. U kan vandag seker wees dat u die ewige lewe sal ontvang. Hy wat glo, gehoorsaam is en verander is, sal die ewige lewe ontvang. God gee jou daai versekering. Hoeveel staaltjie vertel?
En ons lewe in 'n tydperk waar ek heeltemal oorheers in die wêreld. Die eie ek oorheers in die wêreld. Daar toe God sy volk weggevat het in ballingskap in. En ek wil vanmôre vir jou vra, wat dink jy sal gebeur as God homself onttrek uit hierdie land Suid-Afrika uit vir 70 jaar? Wat sal oorbly? Wat sal oorbly? Chaos. Jy weet hierdie Bybel lees ons van Caiaphas, wat daar met die kruisiging gesê het, dis beter dat een man sterf vir die volk, as wat die hele volk ten gronde gaan. Dit was 'n profesie gewees, wat so treffend was, want Jesus het gesterf vir almal. Maar ek wil daai profesie wat Caiaphas wil ek deurtrek, na wat gebeur vandag in Suid-Afrika. 'n Prominente leier het daar in 2007 op 'n perskonferensie gesê, die huidige party wat aan bewind is, sal aan bewind bly totdat Jesus Christus kom. Daai prominente leier het dit gesê. Ons het almal gesê jy spot nie met God nie. Maar as daardie ou in sy onbesonde daad wat hy gespreek het, 'n profesie geskryf het, gespreek het, en gesê hulle sal aan bewind bly tot Christus kom, dan is die koms van ons Here naby, want daardie party gaan nie vir nog 60 jaar aan bewind wees. Amen. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Amen. Die koms van ons Here is so naby, dat ons moet gereed wees. Enige oomblik kan die bassein blaas en die hemel kan skeur, en hy sal sy kerk, sy bruid kom haal. Of jy gereed is of nie gereed is nie. Hy sal. Soos daai ou in sy onbesonde uitsprake gesê het, hulle sal aan bewind bly totdat God kom. Wees gereed. Ons sluit die oor. Hemelse Vader, ons wil die loof en ons wil die prys en ons wil die eer vir hierdie wonderlike dag. Ons wil die dankie sê, Here, dat U vir ons alles moontlik gemaak het, my God, kruisig. En dat ons, Here, weer eens net 'n bietjie in U karakter kon gekyk het na daardie geregtige God, liefdevolle God wat ons dien. Alomteenwoordige God. Alwetende God. En Vader, Here, waar ons vanmôre hierdie nagmaal gaan gebruik, wil ek U vra om hierdie tafel te seën, Here. En elke ene wat dit gebruik, Here, sal weet waaroor dit gaan. Dis 'n tafel wat U ingestel het, totdat U weer kom. Loof U, prys U, in Jesus wonderlike naam. Amen. Ek wil vir pastoor daar vra met die naam voor met die nagmaal. Pastoor daar vra om die tafel te seën. Ons sluit die oop. Ons Vader, ek bid U seën nou vir hierdie tafel. Dis 'n simbool van wat U seun vir ons gedoen het. Wat vir sy liggaam wat gebreek is vir ons sondes. Ons bly dit in naam van U seun. Amen. Amen. Ek wil vanmôre vir ons die skrif lees, Matteus 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en dit gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament,
wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Ons gaan dit uitdeel, en dan wil ek hê ons moet wag vir almal, dat ons almal by mekaar is, en dan sal ons dit saam geniet.